Terug hier by Nampo, en nuwe tegnologie word hier by Oesdag tentoongestel wat boere kan help om vee makliker te monitor. Nou, die tegnologie span ook sonkrag en 'n wolksgebaseerde platform in, soos alles deesdae mag gedoen word. En Dani Vonster van CFAM Tegnologies is hier in die ateljee om vir ons 'n bietjie meer te vertel van hierdie herd track tegnologie. Dani, goeiemôre. Goeiemôre Oudo en goeiemôre aan al die luisteraars. So wie se idee is dit? Waar kom hierdie idee vandaan? Want dit het eintlik ontstaan uit uitdagings wat ek my eie boerdery gehad het. Jy weet waar mense veegetalle moet monitor en jy het 'n veewagter wat vir jou moet tel. En omdat ek nou nie altyd op die plaas is nie, jy weet, dan gebeur dit by geleentheid dat die getalle wat jy kry nie reg is nie, of daar's 'n probleem by 'n koei byvoorbeeld. En toe het ons begin dink tussen ons klompingenieurs daar by CFAM, maar daar moet 'n beter manier wees om dit outomaties te kan doen. En dis maar waar die idee begin het. En ons gebruik ultra-hoë frekwensie radio-identifikasie oorplaatjies. Ja. Wat jy nou skandeerders op spesifieke plekke op 'n plaas neersit. En die diere word dan nou soos die Engelse sê, getag met een van daai oorplaatjies, en in die oomblik wat hy nader is, omtrent so 10 meter aan die skandeerder verbyloop, dan tel die stelsel die dier op. En dit kommunikeer dan nou na die wolk toe, waar ons dan nou die data so 'n bietjie verwerk ook. En wat maak julle? Wat doen julle met daai data? Maar nou is 'n klompie goed. Verskoon tog. Die eerste is natuurlik jy wil 'n verslag hê elke dag watter diere het jy die stelsel gesien en watter het hy nie gesien nie. Maar daar is ook ons kyk na byvoorbeeld die tipiese gedragspatrone van die dier. As 'n bees byvoorbeeld elke dag tussen 9 en 12 sou drink, en 'n 7 dae gemiddeld is tussen 9 en 12 van die dag, en nou skielik kom daai koei 8 uur vanaand water toe, dan stuur ons vir die gebruiker 'n waarskuwing en sê, jong, jy moet dalk net kyk wat daar aangaan. Miskien is die koei besig om te kalf, miskien is die koei siek. Jy weet, so ons daar's 'n bietjie kansmatige intelligensie daarin gebou. En dan is daar 'n klomp bestuursmatige goed wat ons ook op die stelsel inbou, omdat jy nou weet die diere is daar of die diere is nie daar vir die dag nie. Maar jy het, almal van ons het 'n slimfoon deesdae by ons. Met ander woorde, jy kan op jou foon goed soos dragtighede aanteken. Jy kan, as 'n kalf gebore word of 'n lam word gebore, kan jy dadelik koppel na 'n ooi of na 'n koei toe. Daar is ook 'n oulike deel van die stelsel wat waterkripvlakke monitor. Met ander woorde, as jou krip sou leeg raak en nie weer vol word nie, dan gaan die stelsel vir jou waarskuwing stuur en sê, jong, jy moet gaan kyk, hier's nie water op hierdie punt nie. Sê vir my, wat was die reaksie tot dusver van die manne wat dit hier kom sien het? Geweldige goeie belangstelling. Hier hoor ons ek is konieus gepraat al van. So nee, regtig waar ons kry baie goeie ondersteuning. Want ek dink ons spreek 'n klomp uitdagings aan wat al ons boere het. Jy weet, en ek dink dit is nou vir die eerste keer waar mens, wat ek van bewus is ten minste hier by ons, wat jy oor 'n langer afstand, 10 meter, kan jy skanderings doen. Met ander woorde, die dier hoef nie in 'n drukgang te wees met 'n scanner by hom nie. Is enigiets soortgelyks in die res van die wêreld? Man, ek is nie bewus van iets wat dieselfde meganisme as ons werk spesifiek nou vir die monitering, die tel van diere nie. Daar is baie oulike stelsels en satelliet, jy weet, GPS-stelsels en sulke goed, maar die koste is beperkend, jy weet, dit is duur. Jy kan nie al jou diere op 'n manier merk nie, waar met 'n RFID oorplaatjie is relatief goedkoop. So daar ek seker die tweede fase is dat hy 'n plan is, tegnologie is wat uitgevoer moet word. Wel, ons sou so hoop. Die interessante ding is die tegnologie wat ons gebruik vir die konnektiwiteit na die wolk toe. Kan jy die stelsel, dis nou soos die Engelse sê plug and play, maar jy kan hom letterlik enige plek in die wêreld gaan inprop en jy het outomaties toegang op die cloud tot dit. Met ander woorde, dis nie gekoppel aan ons plaaslike netwerke en so aan nie. En ek dink enige veeboer oor die wêreld het waarskynlik maar soortgelyke uitdagings. Kan jy dink aan 'n beter plek om hierdie ding te kom bekendstel aan die wêreld, aan Suid-Afrika? Ja, nee, dit is regtig waar die regte platform, ons is baie opgewonde. Man, geniet dit en baie dankie vir die saamgesels. Dis natuurlik Dani Vonster van CFAM wat met ons daar gepraat het oor hierdie nuwe veemoniteringstelsel herd track. Goed, baie dankie. Absolute plesier.